Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Woensdagoggend. En dit is altyd vir my so 'n voorreg om vir julle te kan bedien met woord. En vandag wil ek 'n bietjie met julle gesels oor ons wat so ongeduldig is. Kind van God, ek dink almal van ons is skuldig daaraan dat ons baie keer ongeduldig is, veral as ons wag vir daai perfekte lewensmaat. Wel, ek kan nie eintlik sê perfekte lewensmaat nie, want nie een van ons is perfek nie. So kom ek rephrase dit vir daai lewensmaat. Dat ons wag vir daai werk. Dat ons wag vir 'n deurbraak in ons lewens. Maar as gevolg van ons ongeduld, dan gaan soek ons daai tyd verdryf op plekke wat ons nie veronderstel is om te gaan soek nie. Soos baie keer dan dink ons dat net nog 'n aand in 'n klub of nog 'n drankie gaan daai tyd verdryf. Maar kind van God, dis eintlik heeltemal verkeerd. In die boek van Exodus 32 lees ons dat hoe Moses by God was op die berg. En die volk het vir hom gewag en toe hy nie terugkom nie, toe het hulle vir Aaron gesê, maar kom ons bou vir ons 'n kalf wat ons kan aanbid. En hulle het al hulle juwele vir hom gegee en hulle het 'n kalf gemaak en so aanbid en geworship. En hoekom? Net omdat hulle nie geduldig genoeg was dat Moses terugkom om vir hulle te kom woord gee van wat God vir hulle gesê het nie, of wat God vir hulle wil sê nie. Dis net, kind van God, ons moet so versigtig wees wanneer ongeduld oor ons pad kom. Ons moet dit op so 'n manier hanteer dat hierdie ongeduld nie veroorsaak dat ons dom besluite maak en dom keuses maak nie, net omdat ons ongeduldig is nie. Een van die vrugte van die Gees is natuurlik geduld. En soos ek gesê het, dis nie maklik nie. Almal van ons kom op 'n plek wat ons ongeduldig is. Dis nie maklik nie. Maar met die krag van die Heilige Gees, die leiding van Jesus Christus, kan ons daaraan werk. Ons kan daaraan werk. En dink net, as jy wag vir daai deurbraak, as jy wag vir dit wat God vir jou beplan, dink net, dan gaan jy terugkyk en sê, maar dankie tog, ek was nie ongeduldig nie. Want as mens ongeduldig is en jy maak dom besluite, dan gaan jy later so spyt wees en gaan jy sê, het ek nie net nog 'n bietjie gewag nie. So, kind van God, gaan ons dit punt daarvan maak, dat ons 'n bietjie meer geduld kan toepas, en wag vir wanneer God vir ons daai deur oopmaak, daai deurbraak gee. En jy dink miskien dit vat lank. Onthou, wat baie keer die skok is jy draai om in ongeduld en jou deurbraak was net voor jou. Kom ons dink 'n bietjie daaroor. Vader, ek bid vir my boetie en Sissa. Ek bid vir elke een van ons. Liewe Here, waar ongeduld baie keer die manier het om ons te laat dom besluite maak, dom keuses maak, bid ek in die kosbare naam, dat ons sal vashou aan die vrug van die Gees, wat een van hulle geduld is. Ek bid, liewe Here, dat ons U sal vertrou, dat ons geloof in U sal plaas, en dat ons gedagtes sal rig op die dinge wat daar bo is, en nie ons gedagtes sal rig op dinge wat hierdie ongeduld entertain nie. Asseblief, Here, in Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen.